Goeiemôre. Ons lees vandag uit Psalm 116, 116, wat Dewald wel vir ons op die skerm gaan gooi. En die preektema is ek het die Here lief. En die klem lê baie op die nagmaal vanoggend. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U goed is vir ons. Dankie vir lekker warm dae, dat ons nie meer so koud kry nie. Dankie dat U ons seën met U genade, U liefde. En dankie dat ons nou ook kan stil word rondom U woord, en dat U met ons praat. Amen. Psalm 116. Ek het die Here lief, want hy luister na my stem, my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my, en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Bande van die dood het my omsluit, angste van die doodryk het my oorval, benoudheid en bekommernis het ek ervaar. Toe het ek die naam van die Here bly aanroep, ag Here, red tog my lewe. Genadig is die Here en regverdig, ons God is barmhartig. Die Here beskerm onkundiges, ek is nietig, maar hy het my verlos. Kom weer tot rus my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Ja, U het my lewe van die dood gered, my oë van trane, my voete van struikeling. Ek mag leef in die teenwoordigheid van die Here in die land van die lewendes. Ek het bly glo, selfs toe ek gesê het, ek is swaar beproef. Ek is een wat in my angstigheid gesê het, alle mense is leuenaars. Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade aan my? Die beker van verlossing sal ek oplig in die naam van die Here aanroep. My geloftes in die Here sal ek betaal, daarvoor sy hele volk. In die oë van die Here is die dood van sy troue volgelinge 'n duur verlies. Ag Here, omdat ek U diensknegt is, ja, U diensknegt, die seun van U diensmeisie, het U my boeye losgemaak. En U sal ek dankoffers bring in die naam van die Here aanroep. My geloftes in die Here sal ek betaal, daarvoor sy hele volk in die voorhoewe van die huis van die Here in jou midde, Jerusalem. Halleluja. Ons moet tot daar lees, want dit is die einde van die Psalm. Ek het die Here lief. Gestel, ek vra jou vanoggend, maar voordat ek begin, gaan haal gou 'n stukkie papier, want ek wil jou toets laat skryf. Ek sal dit nie doen nie worry nie. Maar ek wil hier op daai papiertjie skryf. Wat maak jy vanoggend hier? Kom kyk jy na hierdie boodskap. Jy gaan vir my sê, ek wil die woord van die Here hoor. Nou, in ons gemeente is dit nagmaal. En gestel nou, jy sit hier met die brood en wyn, waar jy luister, en iemand wat niks van die kerk al weet, loop daar by jou in nie. En hy gaan sien, jy sit hier met 'n ou stukkie brood en 'n vingerhoedjie vol druiwesap of wyn. Hy gaan bietjie wonder. Hy gaan nie verstaan hoe kom jy dit doen nie. Trouwens, die mense van die wêreld buite die kerk kon ook die groot Christene nie verstaan
toe hulle nagmaal gehou het nie. En dit was vir al die instellingswoorde van die nagmaal wat hulle by die wenkbroue bietjie laat lig het. Die brood wat ons eet is die liggaam van Christus. En die wyn is sy bloed wat vir ons vergiet is. Moes nie snaaks dat baie gerugte begin rondvlieg het dat die Christene kannibale is en hulle besig hou met duistere rituele nie. En vandag dink niemand eintlik meer so nie. Maar die vraag bly vanoggend, wat beteken nagmaal vir jou? Wat beteken die tekens vir jou? En die ritueel wat ons bely dat Jesus het die nagmaal vir ons ingestel. Hoe belangrik is dit? En ek vra die vraag omdat ons vandag bietjie anders dink as in die verlede oor nagmaal. Ek onthou toe ons kinders was nagmaal 'n baie groot ding. Daar was 3 dienste oor 'n naweek gehou. 'n Voorbereidingsdiens wat partykeer 'n week vooraf gehou is, of die Saterdag aand, en daar het die klem geval op Sonde. Dan die nagmaalsdiens waar die nagmaal bedien is, en dan of die middag of die Sondag aand 'n nabetragtingsdiens. Dit alles het intussen weggeval. Partykeer as jy by die kerk instap, weet jy nie eers dis nagmaal nie. Dominee sal ook die vorige Sondag jou herinner, ons het volgende week nagmaal. En dis ook nie meer so gewyde, swaarmoedige diens soos voorheen nie. Ek onthou in my kinderdae was ek te bly toe as dit nagmaal is. Dan moet my ma ons by die huis gelos. Want die diens was te swaar en te lank en te moeilik vir ons. En die dominee moes die hele nagmaalsformulier deurwerk. Nou is nie 'n slegte ding dat dit verander het nie. Maar die vraag is, het die nagmaal se betekenis vervaag? En tel dit nog in 2025 'n punt? Het die nagmaal dalk sy betekenis of waarde verloor? Wat is die nagmaal regtig? En daar was 'n goeie rede hoekom ek Psalm 116 gelees het. Want alhoewel hy in die Ou Testament staan, was hierdie Psalm baie vroeg af in die kerk as 'n nagmaalpsalm beskou, wat gereeld by nagmaalsdienste gelees is. En ek reken as jy mooi geluister het, sê jy nogal agterkom hoekom dit so gesogte Psalm was. Psalm 116 is eintlik 'n aangrypende liefdesverklaring van die digter. En hy begin met een belangrike ding. Hy begin deur te sê, ek het die Here lief. En dit is presies waaroor dit gaan vanoggend. Dit is waaroor ons wil praat. Oor God se liefde. Ons kan God se liefde eintlik verduidelik soos wat deesdae baie gebeur, kinders verlaat hulle ouerhuis en hulle gaan soek hulle heil oor see. En wat gebeur as hulle terugkom? Hulle is te dankbaar om weer hulle voete en 'n paar ma se tafel te kan insteek. Hulle is oorweldig deur vreugde en dankbaarheid om weer by die huis te kan wees. Ons moet oorweldig voel om net naby die Here te mag wees. En wat presies is dit dan nou wat die psalmskrywer so oorweldig?
5:5 sê hy 3 dinge. Hy sê, die Here is genadig. Die Here is regverdig. Die Here is barmhartig. Wat is genade? Genade is wanneer 'n meerdere ander mindere guns betoon, sonder dat hy het verdien. Genade is wanneer God ingryp en sondaars red en hulle seën, of verdien dit glad nie. God het jou en my uit genade uitgered. Maar God is ook regverdig. Regverdig beteken dat God getrou bly aan sy beloftes wat hy in sy verbond met ons gemaak het. En ten spyte van die feit dat ons hom teleurstel, bly hy getrou aan ons. En dan is hy die barmhartige. Die barmhartige wat ons nood raak sien en hom oor ons ontferm. Dit is wie God is. En dit is, kom hierdie digter sy psalm begin deur te sê, ek het die Here lief. So as jy hierna luister en vir 'n oomblik daar nadink, dan begin jy verstaan hoekom hierdie 'n nagmaalspsalm is. Want dit is presies wat die tekens van die nagmaal ook vir ons vertel. Het praat van God se eindelose genade, van sy trou en van sy barmhartige sorg oor ons. Wat is jou reaksie hierop? Hierdie psalm praat nie net hoe wonderlik God is nie. Het praat ook oor jou en my. En hierdie psalm wil die vraag vra, wat maak ek en jy? As dit waar is dat God genadig, barmhartig is, wat is jou reaksie daarop? Net het hierdie psalmdigter oor sy eie lewe laat nadink. En dan sien 'n mens, daar breek dankbaarheid soos 'n brander oor hom. Hy sê, ek is sprakeloos deur die genade, trou en barmhartigheid wat ek elke dag aanvaar. Dat hy in verwondering uitroep, hoe sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat maak 'n mens na die Here so goed is vir jou? Wat is die gepaste reaksie op die liefde? En as ons kyk na die nagmaal, dan is dit die vraag wat in die lig bly. Hoe kan ek die Here antwoord op soveel liefde? Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade aan my? Net om hom lief te hê. En sy liefde aan ander te bewys. Die storie word vertel van 'n satanis wat ergens sy saak gaan stel het, vir die mense vertel het hoekom hy 'n satanis is. En toe hy uitloop, toe kom daar 'n tannie na hom. En al wat sy doen is, sy gee hom 'n stywe drukkie. Dit het die wind totaal aan sy seil uitgehaal. Want hy het in sy lewe nog nooit soveel liefde ervaar nie. En hy kon dit nie so agterlaat en ignoreer nie. En dit het gemaak dat hy na die bron gesoek het van hierdie liefde, van hierdie onvoorwaardelike liefde, en hy het tot bekering gekom. Niemand is bestand teen liefde nie. Ook nie ek en jy nie. Ek het die Here lief, want die Here het jou eerste lief gehad. Amen.